Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat wens jy kon jou kind se seer wegvat. Daar is min dinge wat 'n ouer se hart so raak soos wanneer jou kind swaar kry. Dit maak nie saak hoe oud hulle is nie. Hulle kan klein wees, 'n tiener wees of reeds groot wees met 'n lewe en verantwoordelikhede van hulle eie. In jou hart bly hulle steeds jou kind. Wanneer hulle seer kry, voel jy dit saam met hulle. Wanneer hulle teleurgesteld is, wens jy kon die teleurstelling vir hulle dra. Wanneer iemand hulle seermaak, wil jy hulle beskerm. En wanneer hulle verkeerde keuses maak, wil jy hulle waarsku en help voordat die gevolge kom. Maar daar is tye wanneer jy nie hulle pyn kan wegneem nie. Jy kan raad gee, ondersteun, bid en daar wees, maar jy kan nie elke moeilike pad namens hulle loop nie. En dit is baie moeilik vir 'n ouer se hart. Miskien lê jy vanaand wakker omdat jou kind deur iets gaan wat jy nie kan regmaak nie. Dalk het hulle hartseer oor 'n verhouding. Dalk is hulle moedeloos oor werk, skool, geld of hulle toekoms. Dalk sukkel hulle met iets waaroor hulle nie maklik praat nie. Of dalk sien jy keuses wat jou bekommer, maar hulle wil nie na jou luister nie. Dan begin jy jouself afvra, wat kon ek anders gedoen het? Het ek hulle teleurgestel? Waarom kan ek hulle nie help nie? Maar jy moet vanaand onthou, jy is hulle ouer, maar jy is nie hulle redder nie. Jesus is. Jy kan jou kind met alles in jou lief hê. Jy kan hulle lei, waarsku, ondersteun en vir hulle bid, maar daar is plekke in hulle hart waar net die Here kan inkom. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby die gebrokenes. Hy help die wie se gees verpletter is. Die Here staan nie ver wanneer jou kind se hart gebreek is nie. Hy is naby. Selfs wanneer jou kind nie met jou praat nie, kan God steeds met hulle werk. Wanneer hulle nie jou raad wil hoor nie, kan die Heilige Gees steeds hulle hart aanraak. Wanneer jy nie weet wat in hulle gedagtes aangaan nie, weet God presies wat aangaan. Jy sien wat vandag voor jou gebeur, maar God sien die hele pad. Hy sien hulle pyn, maar ook wat hy deur hierdie seisoen in hulle lewe kan vorm. Dit beteken nie hulle seer maak nie saak nie. Dit beteken net dat jy nie die hele gewig alleen hoef te dra nie. Daar is 'n verskil tussen om jou kind lief te hê en om hulle hele lewe op jou skouers te dra. Partykeer raak 'n ouer so bang dat jy elke besluit probeer beïnvloed, elke probleem wil regmaak en elke moontlike hartseer wil voorkom. Maar hoe meer jy probeer beheer, hoe meer uitgeput raak jy. Daar kom 'n punt waar liefde ook moet kan bid. Here, ek kan nie ingaan waar net U kan ingaan nie. Ek kan nie genees wat net U kan genees nie. Ek gee my kind weer in U hande. Dit beteken nie jy gee hulle op nie. Dit beteken jy vertrou hulle toe aan die een wat hulle nog liewer het as wat jy hulle liefhet. Gebed is nie hulpeloosheid nie. Wanneer jy bid, plaas jy jou kind voor die Here en vra hom om hulle te beskerm, te lei, te genees en hulle hart vas te hou. Jy vra vir wysheid om te weet wanneer om te praat, wanneer om te luister, wanneer om nader te beweeg en wanneer om vir 'n oomblik terug te staan. Jy hoef nie elke antwoord te hê om 'n goeie ouer te wees nie. Jy hoef nie elke probleem reg te maak om jou kind lief te hê nie. Soms is die grootste ding wat jy kan doen om eenvoudig daar te wees, te luister sonder om dadelik alles te probeer oplos en jou kind te herinner dat hulle nie alleen is nie. Moenie vanaand jouself straf omdat jy nie hulle seer kan wegvat nie. Jy kan nie elke traan keer of elke teleurstelling voorkom nie, maar jy kan 'n veilige plek wees. Jy kan aanhou lief hê, aanhou bid en vertrou dat God ook werk in die dele van hulle lewe wat jy nie kan sien nie. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke ouer wie se hart swaar is oor hulle kind. U sien die seer wat hulle graag self sou wou dra. U weet hoe hulpeloos hulle voel wanneer hulle nie die probleem kan regmaak
die pyn kan wegneem of die antwoord kan gee nie. Here, bring vrede in hulle harte, help hulle om nie hulle self te blameer vir alles waardeur hulle kind gaan nie. Gee hulle wysheid om te weet wanneer om te praat, wanneer om te luister en hoe om met liefde daar te wees sonder om uit vrees alles te probeer beheer. Ek bid vir elke kind wat vandag swaar kry. Kom naby aan hulle, raak die plekke aan waar hulle seer kry, genees wat gebreek is, versterk wat swak geword het en lei hulle op die regte pad. Laat die Heilige Gees werk waar woorde nie meer genoeg is nie. Beskerm hulle gedagtes, hulle harte, hulle keuses en hulle toekoms. Help elke ouer om hulle kind weer met vertroue in U hande te plaas, met die wete dat U hulle sien, ken en nooit alleen sal los nie. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou kind vashou op plekke waar jy hulle nie kan bereik nie. Mag hy jou hart vrede gee terwyl jy hulle met liefde en gebed aan hom toevertrou. Mag jy 'n geseënde aand hê. Shalom.